Ek het as verlosser na hierdie aarde toe gekom. En in hierdie oggend kruis ek jou lewenspad, sê die Here. Strek my hand uit na jou, en ek wag vir jou. Vat my hand, sê die Here, en kyk hoe ek jou lewe kan verander. Jy het opgegee by tye met jouself, maar sê die Here, ek het nie opgegee met jou nie. Skep moed, weet, ek is lief vir jou, weet, ek gee om vir jou, en ek weet, ek kan jou lewe verander, kan vir jou gee, dit waarna jy smag, dit wat jy gedink het, jy nodig het, is nie wat jy nodig gehad het nie. Wat jy nodig het, is my in jou lewe, want net ek kan vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Ja, ek is net baie bewus dat die Here met mense praat in hierdie oggend. Sê so baie keer is toevallig, dat jy vanoggend hier is, toevallig nie. God het 'n bestelling met jou, en dat hy vir jou lief is, vir jou omgee. Geef vir hom daai kans in jou lewe. Jy sal nooit spyt wees nie. Ja, ek het dit al vir jy gesê, en ek gaan dit ook nog baie sê, is lekker om die Here te dien, né? Ja, amen, amen. Amen, jy weet die mens wat dink dis saai en tonig om die Here te dien, het nog nie ontdek nie. En dis net ongelooflik lekker om die Here te ken en te dien. Nou ja, ek praat uit ondervinding. Toe ek jong was, tot op 18 jaar, het ek gedink, Christendom is baie saai en vervelig. En ek het sover as moontlik dit probeer ontduik en duck and dive. En totdat ek die dag my hart vir die Here gegee het, toe ontdek ek wat ek eintlik gemis het. Na's 'n koortjie wat sê, wasted years, oh how foolish. En dan besef jy, hoe dom om jou lewe te leef sonder die Here. Nou ja, baie mense los hulle domheid redelik vroeg in hulle lewe, en baie los dit later in hulle lewe, maar belangrik, los die domheid. Jy weet, daar's 'n paar koortjies wat hierdie week nogal by my opgekom het, en een van hulle was, is nou half Engelse koortjies baie, get all excited, go and tell everybody that Jesus Christ is King. Nou, dis nodig vir ons om weer excited te raak oor Jesus. Hy is die koning van alle konings. Hoe kan ons wil hê, mense moet excited raak oor Jesus, as ons nie regtig excited is oor hom nie, en dan het ons nogal 'n koortjie in my jonger dae gesing, if you love the Lord, clap your hands, if you love the Lord, stamp your feet. Nou ja, miskien moet ons dit maar die naweek daar op die plaas bietjie sing vir die jong mense, en dat ons net weer besef, maar ons het regtig iets om oor opgewonde te word. Jy weet, ek kan nie help, as ek bietjie kyk so dan en wan op multimedia, en ek kyk na die soldate in Israel, meer as 2 jaar wat hulle in die oorlog gewikkel is, en dan word hierdie oudjies opgeroep, en hulle is excited, en dan lees hulle, en hulle bid, en dan maak hulle dansies daar, en hulle maak 'n sirkel, en hulle dans vir die Here, en dis vir hulle normaal, en ons het hierdie idee verkry, dat Christendom is om doodstil te sit soos 'n muis, glad nie so nie, dis maar 'n ding, wat in Christendom ingekom het by baie mense, dit moet daarom bietjie, laat ons dit kan uitlaat, uiting gee vir dit, is die woord, en dan het daai koortjie ook by my gekom, in my wandel, en in al my weë, wil ek hom loof en prys,
Want ek is kind, koning se kind, net in hom wil ek bly en sy woord ook in my. En dit is eintlik waaroor ons boodskap in hierdie oggend dan eintlik gaan, dat ons 'n lewe sal kies van wandel saam met die Here. En dit is die lekker lewe. Nou ek vra dat u saam met my gaan lees uit Spreuke, die 3de hoofstuk. Nou Spreuke en Psalms is daar in die middel van jou Bybel. Spreuke, hoofstuk 3. Nou, ek wil ook vir u sê, jy weet as daar enige iemand van u is, of jou kinders, en ons nie 'n Bybel nie, kom praat met my. Ek gaan jou Bybel koop. Gaan soek maar 'n bietjie in jou laai in die kas en jy glad nie 'n Bybel kry nie, kom praat met my. Hierdie is ons swaar. Moenie sonder 'n Bybel wees en jou kinders moet 'n Bybel hê. Ons moet weer leef volgens die woord van die Here. Nou, Spreuke, die 3de hoofstuk vanaf vers 3. Vanaf vers 1 tot en met vers 10. Spreuke 3 van vers 1 tot 10. My seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van jou inkomste, dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype van mos. Tot sover mag die Here sy woord aan ons harte seën in hierdie oggend. Nou, die boodskap kom vanoggend uit Spreuke. Miskien 'n boek wat baie verwaarloos word om oor gepreek te word. Maar ek wil vir u sê, daar is soveel skatte, soveel rykdomme in die boek Spreuke. Daar is soveel ongeginde wyshede in hierdie boek. En miskien goeie raad en advies aan u. Maak seker dat jy gereeld 'n psalm lees. 1 keer 'n dag, ten minste 1 keer 'n week. Want dan gaan jy leer hoe om God te prys en te loof. En maak seker dat jy ook Spreuke 'n hoofstuk lees, want hier gaan jy wysheid verkry. Nou, dit is nogal baie opvallend, ek dink daar is 31 hoofstukke, so daar is eintlik 'n hoofstuk vir elke dag, en lees, en delf daarin, en begin dit doen, en toepas. Nou, die tema van ons boodskap in hierdie oggend is, die krag van jou keuses, die krag van jou besluite wat jy neem. En ons teksvers is vers 5 en 6. En ek lees dit vir jy. Hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Nou, Salomo was die wysste man van alle tye. Dis nie wat ek sê nie, dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê dit in 1
Konings 3 vers 12 sê hy vir ons dat voor Salomo was daar niemand so wys soos hy nie, en na hom sal daar nooit iemand wees so wys soos hy nie. Nou, nadat Salomo koning geword het, het die Here in 'n naggesig aan hom verskyn en hy het vir hom gesê, hy kan vra wat hy van die Here wil hê. En dan kom Salomo en hy vra wysheid. En dan sê die Here vir hom, omdat hy nie gevra het vir geld en rykdom en roem en eer en 'n lang lewe nie, gaan die Here vir hom dan hierdie wysheid gee. En die Here gee vir hom hierdie besonderse wysheid, en saam met dit sê die Here, maar dan gee ek vir jou as 'n bonus dan ook geld en al die rykdomme. Jy sien, God het gekyk wat is sy prioriteit. En ek wil vir u sê, wat ons nodig het is om vir die Here elke dag te bid vir wysheid. As ons regtig op die Here kan steun op wysheid, sal jy verbaas weet wat in jou lewe gaan realiseer. Nou daar is 'n verskil tussen slim en wysheid. En dit is goed, en dit is nodig dat ons dit moet verstaan. Nou, om slim te wees, verkry jy deur te leer en te studeer. En daar's niks fout om slim te wees nie. En die Here verwag ook van ons om te leer en te studeer. Maar wysheid is iets anders. Dis iets wat van God kom, wat hy vir ons gee en wat ons moet nastreef. Die Bybel sê dit is 'n lewensboom. Nou, jy kan die slimste mens op hierdie aarde wees en dit eintlik nie maak nie. En ons sien dit baie keer in die lewe. En dan sien jy baie mense wat geleerdheid betref, dit nie regtig ver gemaak het nie, maar hulle maak 'n enorme sukses in die lewe, want hulle het daai wysheid om die regte ding te doen op die regte tyd. Hulle het daai insig om dit reg te doen. Nou, wysheid is om insig in die lewe te hê, hoe om te leef en om dit dan toe te pas in jou lewe. Nou, Salomo maak dit baie duidelik dat wysheid daarom gaan om die Here te ken en om hom te dien. Hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart. Nou, die dwaas sê, daar's nie 'n God nie. Die dwaas gee nie om regtig God te dien nie. Maar die Bybel sê, die wyse en die verstandige mens, die dien die Here. Nou, in die lewe gaan dit om keuses. Dis wat Salomo hier vir ons wil sê. Hy sê dit gaan om keuses wat u en ek moet maak. Nou, reg aan die begin, tuin van Eden, vind ons daar God sê vir hulle, sekere goed mag julle doen, sekere goed mag julle nie doen nie. En dan kom Eva. Sy maak 'n verkeerde keuse. Nou, elke keuse het 'n gevolg. As jy 'n goeie keuse maak, goeie gevolg. C. As jy 'n slegte keuse maak, 'n slegte gevolg. Baie mense se lewe raak heeltemal verstrengel in slegte dinge. En baie keer wil die vinger na God gewys en die en daai een, maar gewoonlik is dit terug te voer na slegte keuse, slegte besluite wat geneem was, onnadenkend, in 'n haastigheid
Nou, om vandag 'n keuse vir die Here te maak, om hom te dien, en môre daarvan te vergeet, is nie wysheid nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. Jy weet, Abraham in die Bybel moes lank op God vertrou voordat Isak gebore was. Die Bybel sê vir ons dat Dawid was 'n man na God se hart. Nou Dawid het op die Here vertrou, ook toe hy daai klein skaapherdertjie was, en die beer kom om sy skape te verskeer, dan vertrou hy op God, en God help hom om die beer te verslaan. Hoe is dit moontlik? Wanneer jy op God vertrou, wanneer die leeu kom, sê die Bybel, dan vertrou Dawid op God, en hy verslaan die leeu. En ek wil vir u sê, dis vir my so verblydend, dat die ouers die kinders kerk toe bring. Hulle moet opgroei in die kennis van die Here. Hulle moet van nou af leer om op die Here te vertrou, om werklik 'n Dawid vir God te kan word. Wie weet ons, hoe weet ons, wie van hulle gaan 'n godsman word, 'n Dawid wat in die koninkryk van God groot dinge kan vermag. God het vir ons die kinders gegee, ons jong mense, die oornis berus op ons. Ons het die verantwoordelikheid om hulle te bring, dat hulle kan leer van God. As hulle nou van God leer, sal hulle nooit van hom kan vergeet nie. Nou, die Here vra van ons 'n commitment. In Afrikaans kry ek nie 'n woord nie. 'n Verbintenis, 'n oorgawe. Nou, 'n commitment bring standvastigheid. En ek wil vir u sê, die grootste behoefte in die kerk vandag is standvastigheid. Want dis wat die woord sê. Hy sê, ken hom in al jou weë. Dit spreek daarvan, ken hom vandag in wat jy doen, môre in wat jy doen. Moenie hom nie vandag ken en môre vergeet en môre hom weggooi nie. Daai commitment, Here, ek dien u, kom wat wil. Nou, jy weet, ek praat verlede week met twee van ons mense, en hulle sê vir my hierdie woorde, hulle sê, ons ou lewe is verby. Nou kom so 'n blydskap in my hart, en ek besef, maar hulle het iets gesnap van die lewe. Die Bybel sê, die ou dinge het verby gegaan. Kyk, alles het nuut geword. Daar moet by ons 'n dag kom, tyd kom, wat jy net vir jouself moet sê, maar wie jy, hierdie ou lewe is niks seggend. Bring my nie in die sak, niks nie. En ek wil dit los, dit agterlos. En ek wil uitstrek na die nuwe lewe saam met Christus Jesus. Jy weet, een van my werkers daar by die werk, partykeer dan maak ek so 'n grap en dan sê ek vir hom, jy het seker weer die heel naweek gedrink, en dan lag hy, dan sê hy vir my, nee, daai tyd is lankal verby. Sien? En ons moet vir onsself die saak uitmaak. Is dat goed wat jy wil verbyskuif? Laat jy vorentoe kan gaan en kan sê, weet jy wat? Hy tyd is verby. Hy goed is verby. Jy het dit agtergelos. Kan nie al hierdie goed saam met jou sleep, in die sonde, in die ou lewe, jy verwag, jy moet 'n nuwe lewe in Christus hê nie. Nou, net 'n klein bietjie verder, in hierdie selfe boek van Spreuke, 4de hoofstuk, vers 18 en 19, en is so mooi, en ek wil hê jy moet mooi luister. Hy sê, terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans,
wat al helderder word tot die volle dag toe, is die weg van die goddelose soos duisternis. Hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. Nee, ons moet kies. Watter pad kies jy? Kies jy die pad van lig, die Here se pad, en hy sê die lig word al sterker, word al helderder, soos wat jy in die Here loop, of hy sê, en dan sê hy aan die ander kant, die pad van die goddelose is in duisternis. En jy weet nie waaroor jy gaan val nie. En dis wat die duiwel gebruik. Mense kom jou pad langs en dinge kom jou pad langs en jy dink, ag wat, dis niks so erg nie. Maar in die duisternis kan jy nie sien en besef wat daar vir jou opgedis word, wat vir jou wag nie. Maak die keuse om die pad van die duisternis te los en die pad van die lig en die lewe te betree. Jy weet, om die Here te dien gaan nie om emosie nie. Baie Christene, jy weet, leef, as ek voel dan bid ek. As ek voel dan lees ek die Bybel. As ek so voel, dan gaan ek kerk toe. Ek wil jy sê, jy verstaan dit verkeerd. Jy gaan werk toe, voel nie altyd lus om te werk nie, maar jy gaan, want jy weet dit is die regte ding. En wanneer ons by die Here weet wat reg is, dan laat ons toe dat emosie die oorhand oor jou kry en dat jy dit nalaat wat jy eintlik moet doen. Hy sê, ken hom in al jou weë en hy sal jou paai gelyk maak. Dit beteken daar moet 'n konstante dien van die Here wees. Hy moet altyd jou eerste keuse wees. In die Bybel sê die Here, kyk, ek hou jou vandag voor die dood en die lewe. En dan sê hy, kies die lewe sodat jy kan lewe. En ons is voortdurend voor hierdie keuse. Keuse van die dood, van Satan, keuse van Jesus, keuse van die lewe. Nou, jy weet, daar is eintlik maar net een van twee plekke. En ons moet baie keer dit maar net mooi weer opnuut besef. Daar's die hemel en daar's die hel. Daar's nie 'n tussenplek nie. Jy weet, en as jy nie regtig die Here wil dien en met commitment nie, gaan jy eendag twee woorde hoor. Dis ek van oortuiging. En die Here gaan vir jou sê, jou dwaas. Nee, want dis wat die Bybel sê. Jy wil hom nie gedien het nie. Hy gaan vir jou sê, jou dwaas, gaan weg van my af. Terwyl jy daar in die hel is in die vlamme, dan gaan dit heeltyd in jou gedagte wees. Jou dwaas, jou dwaas, jou dwaas, jy was dom. Jy het die keuse gehad, jy het die geleentheid gehad. Jou dwaas, dit gaan jou mal maak. En as jy die Here dien met volle oorgawe, gaan jy eendag hierdie twee woorde hoor. Mooi so. Mooi so. Wat die Here vir jou kan sê. Hy sê dit in die Bybel, sê die Here vir ons, hy sal vir jou sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Jy weet, die Here het daai gelykenis vertel van die 3 persone wat gawes en talente gekry het. Die een het 10 gekry, die ander ou het 5 gekry, die ander ou het 1 gekry. Die een met die 5 het gaan woeker, met die 10, en kry 10 ander. Die ander ou met die 5 ander. En die een met die 1 gaan seker weg. Want hy wil nie probeer nie. Nee. So gaan dit met baie mense op hierdie aarde. Hulle probeer nie eers nie. Probeer nie die Here dien nie. En dan sê die Here, gaan weg van my in die ewige verdoemenis. Jy hom nie geken nie. God vra van ons dat ons net hierdie besluit kan neem om alles vir hom te kan gee. Jy weet, baie mense het hierdie idee dat God is 'n onregverdige God. Ek wil vir julle sê, die Bybel wat ek lees en verstaan, sê vir my dat dit is die mees regverdigste God. Wanneer dit kom by saligheid, is dit 'n gelyke speelvlak. Nêrens in die Bybel lees ek dat die Here sê, jy moet ryk wees om gered te kan word nie. Inteendeel, waarsku hy sê, die ryk mense moenie vertrou
op hulle geld nie. Nêrens in die Bybel lees ek dat die Bybel sê, jy moet sterk wees om in die hemel te kan ingaan nie. Ouens wat sterk is, vertrou op hulle eie krag. Nêrens in die Bybel lees ek dat jy slim moet wees. En jy kan sê, maar ek dink ek is so slim nie, daarom sal die Here my oor die hoof sien. Die Bybel sê, die koninkryk is vir die kindertjies. Staan jy? So, niemand word uitgesluit nie. Jy sluit jouself uit as jy uitgesluit wil wees. Nêrens sê dit in die Bybel, jy moet mooi wees. Miskien sê die duiwel vir jou, jy's nie so mooi nie, en dis jou drawback in die lewe. Ek wil vir jou sê, dis nêrens mooi of lelik nie. Nêrens ter sprake nie. Dalk sê jy, maar ek is nie beroemd nie. Dis juist die mense wat beroemd is, die filmsterre, wat sê daar's nie 'n God nie, wat van God 'n bespotting maak, en die Here nie wil dien nie. Wanneer dit kom om die Here te dien, is daar geen verskoning nie. Die grond is gelyk vir elke mens om hierdie besluit te kan neem, te kan sê, Here, U is God, en ek vat U hand, en ek dien U. Nou, ten slotte, Galasiërs 6 vers 7 sê hierdie woorde, hy sê, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net dit wat die mens saai, dit sal hy maai. As jy in die vlees saai, kan jy nie verwag om iets goeds van jou lewe te maak nie. Jy kan nie onkruid saai en verwag dat daar koring sal wees en dat daar 'n goeie oes sal wees nie. As jy liefde saai, sal jy liefde maai. As jy haat saai, gaan jy haat maai. As jy twis en tweedrag saai, gaan dit wees wat jy gaan maai. Ek wil net vir u lees daar in Galasiërs wat die Bybel vir ons sê, en ons het hierdie keuse waarvoor ons te staan kom dag vir dag. Galasiërs 5, hy sê, en die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornig, naweer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap. Wat wil jy saai? Is dit hierdie goed wat jy wil saai? Dan kom hy in vers 22 en hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis die goed wat die Here wil hê, wat ons moet saai. Dis die keuses wat u en ek elke dag moet maak. Jy weet, terwyl ek hierdie boodskap voorberei, kom hierdie twee woorde by my, sê die Here van my, vertrou my. En skielik besef ek, maar die Here praat en hy gee my hierdie uitnodiging, hy daag my eintlik uit. Skielik besef ek, maar daar's ook 'n paar goed waarvoor ek die Here vertrou, wat ek nie regtig verstaan nie, en wat nie regtig is soos ek dit wil hê nie. En skielik besef ek, maar die Here sê vir my, vertrou my. En kan nie vir jou sê hoe voel ek nie. Skielik besef ek net, Here, maar ek gee dit dan vir u, dit en dit en dit. En nou vertrou ek u. En ek weet dit gaan gebeur. En dit gebeur nie oornag nie. Maar dit gaan gebeur, want dit is in God se hand. En ek wil vanoggend vir jou sê, jy sit in hierdie kerkgebou, en die Here wil ook vir jou sê, vertrou my. Jy sit hier en jy het krankheid in jou liggaam, jy siek. Ek wil die Here vir jou sê, vertrou hom. Moontlik het jy so baie stryd, so baie probleme. En dit voel vir jou, dit word net nie opgelos nie. Vertrou hom. Miskien in jou geestelike lewe voel dit vir jou daar's 'n muur. Jy vorder net nie. Dit voel vir jou wat jy ook al probeer. Vertrou die Here
dat hy hierdie muur sal laat val en dat jy vorentoe kan gaan en losbreek en uitbreek in jou geestelike lewe, dat jy nie geblokkeer is nie, nie ingeperk sal wees deur wat ook al in jou lewe 'n invloed op jou het of probeer hê nie. Miskien sit jy in hierdie oggend en jy sê finansiëel, goed wil nie klop nie. Vertrou die Here. Miskien sê jy, my kinders, ek het slapelose nagte oor my kinders. Die kinders se lewe is deur mekaar. Die kinders wil nie die Here dien nie en wat ook al. Vertrou die Here. Miskien is dit jou kleinkinder en jy kom agter dis nie heeltemal in plek daar oukies nie. Daar's dinge waarmee hulle sukkel, hulle het aanpassingsprobleme of wat ook al, of hulle sukkel by die skool. Vertrou die Here dat hy sal help en daar sal ingryp en goed sal oplos. Vertrou die Here. Die woord sê vertrou op die Here met jou hele hart. Jy sê ons wil dit net so ligweg vir die Here gee. Die oggend bid jou gebedjie net. Maar is 'n ander iets om te kom en te sê Here, maar nou vertrou ek U. En jy noem die saak. Daai kind, daai kinders, daai kleinkinders. Here, gee dit in U hand. En ek vertrou U dat die oplossing kom. Jou pyn, jou siekte, wat dit ook al mag wees, vertrou Hom en ken Hom. Jy weet, dit help nie, jy wil die Here vertrou vir alles, maar die Here kan jou nie vertrou om reg te leef nie. Verstaan jy wat ek wil sê? Die Here het vertroue in jou, dat jy reg sal leef, maar jy het ook die voorreg om Hom te vertrou vir dit wat jy nie regtig kan doen nie, dat hy sy hand sal uitstrek en dat hy daar dit sal doen wat jy nie kan doen nie. Prys die Here. Kom ons sluit ons hoofde in gebed. Nie maar kyk rond nie. Jy wil vanoggend sê, Here, ek vertrou U. Jy weet waarvoor. Jou kind, jou kinders. Vertrou die Here vir jouself. Lewe is deur mekaar. Finansies, wat ook al. Steek op jou hand. Steek op jou hand en ek gaan vir jou gebed doen. Oral gaan hande op. Hande wat opgaan. Dat die Here, ek vertrou U. Ek vertrou U vir die saak. Here, so lank wat ek probeer. So lank wat ek glo. So lank, Here, wat niks gebeur nie. Maar ek vertrou U. En laat dit 'n vaste vertroue word, wees en bly. Vandag, môre, elke dag. Jy net oor en oor sal sê, Here, ek vertrou U. Gee dit in die hand. En ek weet, U is die God wat groot dinge doen. Baie dankie, oral hande, U kan laat sak. Nog mense wat ook sê, Here, maar ek vertrou U. Ek vertrou U, Here. Miskien is dit iets wat net jy van weet. Maak nie saak nie. Here, ek vertrou U. 'n Battle in jou eie lewe. Here, ek vertrou U. U vir my gaan help in hierdie battle. Dinge in jou huis, jou finansies, gesondheid, wat dit mag wees. Vertrou die Here. Hy is 'n omgee God. Hy is 'n God wat kan.
Hy kan. Hy kan. Hy is die God van die onmoontlike. Hy maak die onmoontlike, maak hy moontlik. Glo dit met jou hele hart. Vertrou soos 'n Dawid. Vertrou soos 'n Abraham. Dan gebeur niks nie. Gaan gebeur. Dit gaan gebeur. Trou die Here vir daai kinders en kleinkinders. Hulle gaan verander, hulle gaan opgroei. Dawid het opgegroei in 'n lewe van vertroue, lewe saam met die Here. Vertrou die Here en moet nooit hoop laat vaar nie. Here, terwyl ons dan stil word voor U, die groot God. Dankie vir die uitnodiging wat U rig tot elkeen. Jy kan my vertrou. Here, U wat diep in harte inkyk, weet daar is mense wat vanoggend sê, Here, ek vertrou U met my kinders. Kan hulle nie verander nie. Here, U kan hulle verander. My kleinkinders, vir wie ek so bitter lief is, Here, ek vertrou U dat U in daai kinderharte werk, om U werklik te ken, soos 'n Dawid van ouds. Vertrou U, Here, vir my huis. Ek vertrou U vir my siekte. Vertrou U vir die finansies. Here, ek vertrou U wanneer vrees wil oorneem. Ek vertrou U wanneer bekommernis wil oorneem. Vertrou U, Here, wanneer Satan kom met sy versoekinge en my op 'n verkeerde pad wil vat, dan vertrou ek U vir die krag om te kan sê nee en my stand vir U te neem. Here, ek sê vir U dankie. Sê dankie vir U woord. Dankie vir die Bybel wat vir ons die rigsnoer en die wegwyser na die hemel is, wat vir ons sê, daar's geen sin daarin om op die pad van duisternis te wandel nie, want ons gaan val. Ons weet nie waaroor nie. Here, maar op die pad van die lig word dit meer en meer helder en ons kan mooi sien en ons kan U dien. Here, ons wil ons weg aan U oorgee. Woord sê, ken Hom al jou weë, so jou paai vir jou gelyk maak. Here, help vir ons omdat U nie net sekere dae te dien nie, maar elke dag voluit U te dien, vir U te lewe. En Here, U sal ons paai vir ons gelyk maak. U sal die klippe wegvat, U sal voorsien, U sal onderneem. Dankie, Here. Ons vat U hand en ons wil ons hart in U hand plaas. Ons lewe in U hand plaas. Dankie, Here. Amen.